Nou ek lees vir ons voor 1 Johannes 5 vanaf vers 1. Hy sê elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is nie waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed. En die 3 is eensstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder in sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee, vir die wat nie in sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Ek wil graag in hierdie môre met u praat oor hierdie onderwerp van die geboortemerke wat daar in 'n kind van God se lewe is. Nou anders as wat die wêreld se statistiek is dit nie 80% van kinders van die Here wat hierdie geboortemerke dra nie, dis in elke een van die kinders van die Here. Is dit duidelik sigbaar. En die woord van die Here sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Nou ek en jy het hierdie wonderlike wete vandag, dat ons hoef nie onseker te wees nie. Ons hoef nie te wonder of ons waarlik kind van God is nie. Ons hoef nie te wonder wat ons eindbestemming is nie. Ons weet, deur die woord van die Here, hy het dit vir ons neergepen, vir ons neergeskryf, sodat ons kan weet. En daarom moet ons lewens daar volgens inrig. Want daar's mense wat glo dat 'n mens nie kan weet nie. Daar's mense wat glo dat ons nie mooi kan identifiseer of iemand waarlik in Christus gebore is nie, of uit Christus gebore is nie. Maar dit is baie opsigtelik as 'n mens dink aan hierdie geboortemerke. Dit is baie duidelik sigbaar in 'n mens se lewe, want dit is nie kunsmatig nie, en dit is baie natuurlik, dat hierdie merk op jou en my lewe sal wees as ons waarlik kind van die Here is. Dit sal sigbaar wees, dat jy weergebore is. Nou wat sou ons vir mekaar sê, wat is die bewyse dat iemand waarlik 'n kind van God is?
Party mense gaan sê nee, maar hy sal gedoop wees. Ander ouens sal sê nee, hy sal getuig van die Here Jesus. Nee, hy sal by die kerk wees en hy sal sy bydrae gee soos wat hy moet gee. Maar 1 Johannes se doel is juis sodat ek en jy nie hoef te wonder oor die waarheid nie, ons kan weet oor die waarheid. In 1 Johannes 1 vers 6 sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Wat hy hiervan praat is nie daardie oomblik wat jy in jou vlees 'n verkeerde keuse maak nie, is daardie aanhoudende, wetende, bewustelike aanhou om te wandel in duisternis waarvan hy praat. En nie oortuigbaar is nie, dan sê 'n mens eintlik is God 'n leienaar. Want hy sê elkeen van ons moet hierdie pad kies. In Johannes 5 vers 12 en vers 13 sê die woord, hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet. So ek wil graag kort en eenvoudig en hierdie môre vir u daarop wys. En dan kan jy jouself toets en seker maak, is hierdie merk ook in jou lewe sigbaar. En elkeen van ons kan onsself in oënskou voor die Here neem. So kom ons kyk na die geboortemerke van 'n kind van die Here. Eerstens, jy weet van die oomblik in jou lewe toe die Here vir jou die werk gedoen het. Geboortemerke vir 'n ware kind van die Here is daar die bewustheid van 'n oomblik in jou lewe waar dit vir jou gebeur het. 'n Tydstip in jou lewe waarin dit plaasgevind het. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely. Sondebelydenis gebeur nie so in the by nie. Sondebelydenis gebeur op 'n baie vaste, bewustelike oomblik waar 'n mens oortuig word van sonde, oortuig word van jou ongeregtigheid, oortuig word van jou onregverdigheid voor die Here en dat jy op pad is na 'n verdoemenis. En daarom kom jy by die plek dat jy besef dat jy sonder God nie kan lewe nie. En op jy by hier besef kom, weet jy van die oomblik, weet jy van die gebeurtenis. Ja, jy kan dalk nie 'n datum onthou nie. Jy kan dalk nie onthou van die oomblik toe dit gebeur het nie, maar jy kan my vat na die plek toe waar dit gebeur het. Jy kan my neem na die plek toe waar jy 'n belewenis gehad het, hoe dat God jou oortuig het van jou sonde, hoe dat God jou kom roep het tot sy wonderbare lig, en hoe het jy 'n keuse gemaak het en gesê het, Here, hier is ek. En dis nie jy wat die keuse gemaak het nie, dis God wat jou in staat gestel het. Dis nie omdat ek en jy so goed is en reg kon gekies het, dat ons die keuse kon gemaak het nie. Nee, dis daardie oomblik toe die Here jou kom in staat stel het, om jouself te sien soos wat God jou sien, en om te reageer op die roepstem van die Here. In Johannes 5 vers 1 sê die woord, dat iemand wat Christus bely, iemand wat vir die Here leef, as die koning van my wese, beteken is iemand wat op 'n punt gekom het van berou en bely en laat staan. Het jy geweet sonde wat 'n mens besef jy het sonde gepleeg, is nie sonde wat vergewe is nie? Het jy ooit daaraan gedink? Sonde wat bely is nie sonde wat vergewe is nie. Maar sonde wat bely en laat staan is sonde wat vergewe is. Want wanneer sonde nie bely en laat staan is nie, was dit nog nie omdat jy regtig berou daarvoor gehad het nie. En nie een van ons kan ons beroem en sê ons het geen sonde nie, want dan sê die woord ons maak God 'n leienaar. Maar as ek en jy by daardie plek kom en jy weet van hierdie gebeurtenis, hoe dat God jou kom bring het by die plek wat jy besef het, hoe lyk jy voor die Here? Toe God jou kom oortuig het dat jy op pad is na 'n verdoemenis sonder God. Toe kom die Here en hy kom openbaar aan jou sy wonderbare lig en jy het hierdie begeerte om in daardie lig te kan wandel. Jy weet van die gebeurtenis, jy weet van die oomblik toe die Here hierdie werk vir jou kom doen het. Om hierdie oorgawe te kan maak, moes ek eers weet dat ek verlore was. Om te kan gered word, om te kan kind van God wees, om die geboortemerk te kan dra in my siel van 'n wedergebore kind van die Here, moet ek eers besef dat ek verlore is en op pad verdoemenis toe, voor ek op die plek kan kom om te weet dat ek op pad is hemel toe en in die ewigheid saam met God kan wees. Dit beteken ek kom op die plek in my lewe, dat ek besef ek is nie geanker in die ewigheid nie.
En ek het ankers in baie dinge in die lewe, maar is nie in Christus Jesus nie. Ja, ek het ankers in baie dinge wat vir ons belangrik geword het, maar is nie in hom nie. Want die anker is nie in die kerk nie, en die anker is nie in die dominee nie, en die anker is nie in my Bybel lees, of in my bid nie, die anker is in Christus Jesus, en wat hy vir my gedoen het, aan die kruis van Golgotha, en daar's niks wat ek kan doen daarvoor nie, behalwe om te besef, ek is verlore en ek is op pad hel toe, om te sê, Here, hier is ek. Om te weet, met die kop, die kennis, en te glo met die hart, sê die woord van die Here. Bring my op daardie plek in my lewe, laat daardie geloof in my hart kan kom uitwerk, en die werk wat die Here in my hart begin doen, hy het kan deurvoer, dis daardie oomblik in my lewe, wanneer ek daardie vertroue ten volle op hom kom plaas, en wegdraai van sonde af, wegdraai van die wêreld af. Ja, ek kan nie sê, wie is gered en wie is nie gered nie, maar jy kan baie mooi in jou eie lewe, kan jy praat oor die geboortemerk, van weet jy? Weet jy vandag, dat jy God ontmoet het? Weet jy vandag van 'n oomblik in jou lewe, waar dinge vir jou verander het, waar die Here jou kom nuut maak het, waar hy jou kom wederbaar het? Voor dit het jy geen lus vir die geestelike gehad nie, voor dit het jy geen branding vir die saak van die Here gehad nie, voor dit was jy in jou siel dood gewees, maar na hierdie oomblik het dit lewend geword. Hy wat die seun het die lewe. En wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En jy weet of jy iets het en of jy nie iets het nie. Het jy vandag 'n Bybel? Het jy 'n Bybel? Of is al van julle wat onseker is of jy 'n Bybel het? Almal weet jy het een, né? Ek weet ek het een, ek weet ek het 'n hele paar. Jy wonder nie daaroor nie. Weet jy of jy 'n kar het? Weet jy of jy 'n huis het? Weet jy of jy 'n vrou het of 'n man het? So seker is wat jy kan weet oor die dinge van die lewe, so seker kan jy weet of jy reg is om God te ontmoet. En jy hoef nie te wonder nie. Johannes 5 vers 24 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo het my gestuur het die ewige lewe. En kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En elke een wat hier die vertroue in God alleen kom plaas, kan seker wees van daardie oomblik in my lewe, toe God my kon lewend maak het. Want voor die oomblik, sê die woord van die Here vir ons, was ons dood, en het ons nou lewend geword. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog is Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As ons wil sê dat iemand nie daar die sekerheid kan hê, dat hy seker is dat hy God sal ontmoet, en hy voor God kan gaan staan nie gebaseer op wat ek gedoen het nie, maar op wat Jesus gedoen het, sê vir ons dat die woord van die Here is vals. Want die woord sê vir ons in Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Weet jy van 'n oomblik in jou lewe, waar jy tot God geroep het. Uit jou verlorenheid, uit jou doodsheid, en gesê het, Here, ek kan nie meer nie. Hebreërs 6 vers 18 sê die woord van die Here, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Wat 'n kragtige bemoediging. As jy onseker moes wees oor die hoop wat ek en jy in Christus Jesus het, wat 'n bemoediging is dit. Maar hy gee vir ons 'n kragtige bemoediging, want ons hoop is 'n ewige hoop in Christus Jesus. Sy hoop is nie die ashoop nie, sy hoop is nie die tydelike nie, sy hoop is nie in die vleeslike nie, maar hy het vir ons daardie hoop gebring, wat alles verander. Dis die eerste geboortemerk, wat daar in jou en my lewe behoort te wees. Jy moet weet. Want Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit sluit elkeen van ons in. En Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie is een nie. En daarom het ek en jy nodig, om by hierdie plek te wees in ons lewens,
sodat ons gered kan word. En as jy nog nie by daardie plek was, waar jy weet, dit is wat die Here vir jou wou kom doen het nie, as jy nog nie by daardie plek was, om God daarvoor te vertrou nie, en hy werk die vertroue in jou, en jy kies die keuse, om ja te sê of nee te sê, en die Here stel jou daartoe in staat, maar jy gaan nooit God die skuld kan gee en sê, jy het nie 'n keuse gehad nie. Johannes 6 vers 44 sê, niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Niemand. Nie een van ons kan na God toe draai, as God die Vader jou nie getrek het nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag, elke liewe een wat dit gedoen het. Elke liewe een wat positief gereageer het op daardie aantrekkingskrag van God. Elke een wat gereageer het op 'n positiewe wyse, op die roepstem van die Here. Elke liewe een wat gesê het, Here, hier is ek. So 'n persoon dra hierdie geboortemerk in jou siel, in die dag wanneer ons voor God gaan staan. Dan is dit op grond van daardie dag, waar die Here jou kom wederbaar het, wat jy voor God kan staan, en weet, en nie hoef te wonder nie. Johannes 16 vers 7 tot vers 8 sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordeliger dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ja, hy is so getrou. Net so getrou soos wat Jesus gewas, om na die aarde toe te kom, om te betaal vir die sonde van die wêreld, net so getrou as die Heilige Gees, om dag vir dag in hierdie oomblik steeds te oortuig, in elke liewe hart, in elke liewe wese. En as jy vir my sê, jy het jou nog nie geoortuig nie, dan weet jy nog nie van hierdie gebeurtenis in jou lewe nie. Daar was nog nooit iemand wat waarlik gered is, wie God nie oortuig het nie. Daar was nog nooit ooit in die wêreldse geskiedenis iemand wat hulle voete in die hemel kon plaas, wie God deur sy Gees nie oortuig het nie. Het jy al ooit die tragiese gevolg van sonde in jou lewe besef? Dit bring mens nogal by 'n krisis in jou lewe. Dit bring mens nogal by die ontnigtering van hoe ek lyk en wie ek is. Wanneer jy soos Jesaja jouself sien, soos wat God jou sien, as jy nie by hierdie oomblik in jou lewe gekom het nie, vriende, kan jy nie weet nie, dat jy as gevolg van jou sonde verwyder is van God nie. Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Jy sien, jy kan nie weet van hierdie oomblik. As hierdie skeidsmuur daar is, en jy maar voortploeter in die sonde, en jy nie oortuigbaar is, wanneer die Gees van God in getrouheid met jou wil kom praat, oor die fout, oor die sondeklad, oor die merk van sonde wat daar in jou lewe is nie. Ja, die woord van die Here sê vir ons is bestem vir die verdoemenis, want die loon van die sonde is die dood. En as jy nog nie by daardie punt gekom het nie, kan jy nie weet, dat jy die oorgawe aan God gemaak het. Openbaring 21 vers 8 sê, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leuenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swal. Dit is die tweede dood. Elke liewe een. Vanmôre kan ek en jy deel wees van dit, as ons nie seker is dat ons met God 'n plek gekry het in ons lewe, waar hy ons kom verander het nie. Jy moes by die plek kom, om te besef, wat jou eindbestemming is, en dat dit die verdoemenis is. En dan moes jy God vertrou, om dit vir jou te verander. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Het jy hom al gevind? Die geregtigheid van God in hom, nie in my werke of my vermoëns nie, maar hier die bewustheid, dat hy kom gee vir my nuwe lewe, hy kom maak my 'n nuwe mens, hy kom verander my lot, hy kom verander elke deel, van wat ek ooit kan wees. Hy het jou uitgeroep, uit die sondesluik van hierdie wêreld uit. Het jou maar ooit geerken, as die meester van jou siel, as die koning van jou hart. Het jou maar ooit toegelaat om met sy bloed van Golgotha jou te kom was en jou te kom nuut maak en te kom skoonmaak, want as jy nog nie het nie, vriende, kan jy nie weet dat jy reg is om voor God te kan staan nie, kan jy nie gereed wees vir die dag wanneer jy voor die troon sal wees nie. Maar elkeen wat hom aangeroep het,
sal gered word. Onthou jy nou hierdie ondervinding? As jy dit nie onthou nie, dan moet jy nie vandag jouself bluf en dink, maar jy's okay nie. Want die geboortemerk van ware kind van God wees, is daar nie op jou nie. Nou in my huis is daar 'n paar jongene, en elkeen van hierdie jongene het elkeen 'n ander merkie. Die een is tussen die tone, en die ander is tussen die vingers, nie. Elkeen het sy eie merkie op 'n individuele wyse. En as daar vandag 'n groot ding moes gebeur, en ek vinnig hier in die kerk my kinders moet uitken, dan weet ek waar om te gaan soek vir die merkies. En weet jy wat, vriende? Daar's 'n God in die heelal. En die ramp van rampe is op pad na hierdie aarde toe, en die dag wanneer dit gebeur, dan kom God en hy kom kyk vir 'n merkie op jou lewe. En as die merkie nie daar is nie, dan weet jy hy is nie syne nie. Die tweede merk wat vir my uitstaan, is hier die geestelike ontwaking. In Johannes 1 vers 6 en vers 7 sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, ek en hy het gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hierdie geestelike ontwaking is daar die veranderde wandel met die Here. Dis waar die Here kom en ons al meer kom reinig. Dis om te wandel in die lig van die Here. Johannes 8 vers 12 sê hy wandel in die lig en hy is die lig. En as ek met hom wandel, wandel ek saam met hom in die lig. Ja, vriende, dit beteken nie ons gaan nie sonde pleeg nie. Dit beteken nie ons gaan nie foute maak nie. Maar ons gaan altyd geneig wees om hom te soek, omdat ons oortuigbaar gaan wees. En ons het hierdie geestelike ontwaking, omdat ons 'n soeke het na die Here. Hierdie tweede geboortemerk is so belangrik. In Johannes 2 vers 29 sê die persoon wat lewe kies om reg te doen, om dade van geregtigheid te leef. Dis 'n veranderde lewe. Dis 'n begeerte om in gemeenskap met God te kan wees. Dis daardie wandel waar ek ingestel is op sy voetstappe en ek soek dieselfde voetstappe as die Here Jesus. Maak nie saak hoe swaar nie, maak nie saak hoe moeilik nie. Ek is oortuigbaar van my sonde. Ek is oortuigbaar van my verkeerd en ek kies keer op keer, dag vir dag, bietjie vir bietjie. Ja, daar is 'n gravitasiekrag wat my trek na die dinge van die Here toe, omdat ek hierdie geestelike ontwaking het. Ek smag na gemeenskap met die Here. Ek smag na gemeenskap met die kinders van die Here. Ja, vriende, as ek en jy getrek word deur die duisternis, kan ons nie weet dat ons reg is met God nie. In Johannes 2 vers 3 tot vers 6 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hierdie geestelike ontwaking praat van, ek het 'n behoefte om in dankbaarheid te doen wat God van my verwag. Dis die gebooie, dis die woord van die Here. Ek het 'n soeke om te hou by wat die woord vir my sê. In Johannes 2 vers 4 sê, hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Beteken dat ons gaan nooit die gebooie breek? Nee, ons gaan die woord breek. Maar die oomblik as ons die woord breek, is God deur sy gees getrou om ons onmiddellik te kom oortuig en te kom praat. En dan kies ons om te volhard in die sonde, of ons kies om reg te maak en sê, Here, ek erken, ek het weer skeef getrap. Ek het weer 'n fout gemaak. Maar hieraan weet ons dat ons hom ken, dat ons in hom is. Vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Want daar is hierdie geestelike ontwaking, daar is hierdie geestelike soeke, daar is 'n skrywer wat sê, dit is die begeerte van die ware kind van God, om dit te doen wat God behaag, en dit te vermy wat God haat. Is dit jou begeerte van jou hart? Om te doen wat God behaag. 'n ingesteldheid na die wil van die Here, na die plan van die Here, na die goedheid van die Here, na die werk van die Here. In Johannes 2 vers 29 sê, elkeen wat die geregtigheid doen, is uit God gebore. En dit wat ek doen, wys op die merk, wat in my lewe is. As jy geneig tot donkerte, tot duisternis, dan het hierdie geestelike ontwaking nog nie gekom nie. En as ek en jy enigsins vir die vlees voorsiening maak, dan gaan ons altyd geneig wees tot die sonde. Maar as ons kom en sê, Here, ek sien wie U my kom wys dat ek is. En ek maak 'n draai weg van dit af en ek kom volg U.
En die Here kom maak my 'n nuwe mens met 'n nuwe karakter, met 'n nuwe verlange, met 'n nuwe hart. En hy kom haal 'n klipharde hart van klip uit en hy kom verander dit na 'n hart wat sag en van vlees is. Dan het ek hierdie ingesteldheid, hierdie ontwaking om God te wil behaag. Dis die merk van 'n kind van die Here. In Johannes 3 vers 6 tot vers 10 sê, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Beteken dit ons doen nie sonde nie? Nee. Die oorspronklike taal praat van nie volhard nie in sonde nie. God kom en hy oortuig jou, en jy maak 'n keuse en jy gaan aan. God is nie onregverdig nie, hy gaan jou nooit oordeel vir sonde wat jy nie van weet nie. Maar as jy bewus word van dit, en jy bely dit nie voor die Here nie, daardie sonde sal jy verboet voor die Here, daardie sonde sal jy dra voor die Here, en jy nou gebedjie wat gebid was, gaan nie al daardie sonde wegneem nie, want ons hou aan om hierdie ding te doen. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. So as jy vanmôre volhard in sonde, nadat die Here jou kom oortuig het en vir jou gesê het, jy is op 'n verkeerde pad, kan jy nie vandag vir my sê, jy is gereed om God te ontmoet nie. Vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Volhard nie in die sonde nie, omdat sy saad, God se saad, in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. In Johannes 5 vers 18 sê, ons weet, dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die boosheid geen vat op hom nie. Hy het geen hou vas, om jou te bind in sondebande nie. Dis jou keuse, om daarmee aan te gaan, en dan sê jy blaatant, nee dankie vir die genade, wat God vir jou kom gee. Tog sê 1 Johannes 1 vers 8 tot vers 10, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Want sonde het 'n effek op my lewe. Maar weet jy wat? As jy waarlik kind van God is, en jy hierdie geboortemerk van geestelike ontwaking, het sonde 'n effek op jou gemoed. Wanneer jy besef, Here, ek het weer verkeerd gedoen. Dan kom die Here en hy kom oortuig jou en hy verander jou en jy begeer om daarvan weg te kom en jy begeer om die regte pad te kies. Want sonde het 'n effek op jou. Wat is die effek van sonde op jou lewe? Min gepla? Wel, ek weet in my lewe, vriende, as ek 'n fout het en die Here kom wys dit vir my. Dan breek dit 'n mens. Is hierdie geestelike ontwaking vandag jou deel? Of is jy doodtevrede soos wat dinge is? Hebreërs 12 vers 6 tot vers 8 sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle soos seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Ja, God is met jou en my besig. En as jy hierdie geboortemerk dra van 'n geestelike ontwaking, dan is God besig om jou en my te tug, dag vir dag, bietjie vir bietjie, al dieper in te neem in hierdie proses van heiligmaking. God bly met ons besig, want ons is sy kinders. Hoe wonderlik is dit nie? En daarom moet ons die tugtiging aanneem. Ja, vriende, ons in ons menswees, in ons natuur, in ons karakter, in ons diepste wese is besmet, is gedompel in hierdie sonde toestand. Ons word gehinder deur sonde, deur die vlees. Dit hinder ons om God te kan eer. Maar Openbaring 3 vers 19 sê, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. En weet die vriende, jy kom een keer in jou lewe tot by wedergeboorte, maar jy kom keer op keer weer by 'n plek van bekering, want keer op keer as God vir jou kom wys, daar's 'n verkeerde keuse, 'n verkeerde rigting, dan bekeer jy jou terug weg van dit af, en jy kies 'n nuwe rigting in, om te sê, Here, ek het vir 'n oomblik verkeerd gegaan, maar ek kies om U te volg met alles wat ek het, en alles wat ek is, en alles wat ek doen. Ja, hy bestraf en hy tugtig, maar die geboortemerk van 'n kind van God is, met ywer bekeer ek my. Ek draai weg en my hart word verander omdat ek God se aangesig soek.
Die derde een, wat 'n geboortemerk is van 'n kind van die Here, is 'n liefde vir die woord van God. Ons lees dit so baie mooi in die woord van die Here, in Johannes 10 vers 27. Hy sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hoe luister ons na God se stem? Deur die woord van die Here. Hy kom openbaar vir ons die woord, as jy die woord van die Here oopmaak, en hy begin met jou praat uit die woord uit, en hy maak sy woord vir jou lewendig, en jy beleef hoe dat God sy woord, soos 'n tweesnydende swaard in jou siel kom insteek, dan is dit 'n belewenis, want dit is God wat met ons besig is. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So as jy nog nie by daardie plek gekom het nie, en die liefde van God nog nie in jou hart uitgestort is vir sy woord nie, dan beoordeel jy dit nog nie geestelik nie, maar vleeslik. En daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ja, die kind van God kan nooit ooit weer dieselfde wees nie. Die woord van God kan nooit ooit weer dieselfde wees nie. As jy nie vandag vir my kan sê, daar het 'n punt in jou lewe gekom, ek onthou, toe die Here my lewe kom omdop en omkeer het, voor dit, ek kom my oë nie oopgehou het in die kerk nie. Man, ek het gesuffer. En as jy doen my sê, hoe is dit? Dan is ek doodmoeg. En as hy sê, amen, dan is ek waarwyd wakker. Tot die Here my lewe kom verander het. Tot ek so begeerte na die woord, na die soeke na die Here, 'n begeerte om meer te leer, meer te weet, het jy 'n soeke na die woord van God. As jy dit nie het nie, moenie jouself blaf vandag nie. Die geboortemerk van kind van God kan nie op jou wees en jy het nie 'n liefde vir die woord van die Here nie. Dis God se woord. Hoe kan ek 'n lewende verhouding met hom hê as ek nie belangstel om van hom te hoor of van hom te leer nie? Dit is onmoontlik. Het daar so 'n verandering in jou lewe plaasgevind? Dat die woord van God vir jou lewendig en kragtig is en skerper as 'n tweesnydende swaard. Het die woord van God vir jou lewendig begin word? Het jy vir die eerste keer die woord van God begin verstaan? Het die woord van God 'n diep indruk in jou gemaak? Ja, het hy skeiding kom maak tussen murg en been? Het die woord van God jou hart al kom verbrysel? Ja, ek weet nie, vriende, want hy doen dit vir my keer op keer. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart, en daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie. Deur die woord van die Here weet ek dat ek staan voor God oop en bloot, en hy sien my soos ek is. Sy woord is onveranderlik. Sy woord is ewig vas. Sy woord is relevant, net so relevant soos 6000 jaar gelede. Sy woord is prakties toepaslik in jou en my lewe. Sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Sy woord is lewendig in my diepste wese. Ja, sy woord is waarop ons leef, want elke woord wat uit God se mond uitkom, is waarop ons leef. As jy nie weet van 'n spesifieke tyd in jou lewe toe die Here hierdie werk kom doen het nie, en God nie hierdie geestelike ontwaking in jou binneste gebring het, en jy 'n liefde vir sy woord ontwikkel het nie, kan jy nie vandag sê hierdie geboortemerk, wat hy sal kan identifiseer, op die dag as hy jou moet kom haal nie. Maar dan sal ook 'n broederliefde wat daar moet wees. In Johannes 4 vers 7 sê daar, die liefde vir ander kinders van die Here. Ons moet gedring word deur daardie liefde. Daardie liefde wat eintlik 'n mens soms verstom. Daardie liefde wat 'n mens dring, ja, soms skuur ons skouer, soms gaan dit swaar, soms irriteer ons mekaar, soms gaan dit moeilik. Dis hoekom God jou 'n man en 'n vrou gegee het om te sien hoe voel dit as 'n mens mekaar regtig irriteer. Maar ek bly vir jou lief. En iets dring my om altyd terug te kom na jou toe, en ek wil nie aan nie, ek wil myne hê. So is die Here met jou en my. Hy kom gee ons vir mekaar, om selfs skouer te skuur en soms mekaar te irriteer. Want in hierdie proses is hy besig met heiligmaking, maar ons kan nie anders nie. Ons moet ergens gedring word deur die liefde van God. Dis daardie liefde vir mekaar wat ons moet dring sodat ons kan wees waar God ons wil hê, want so vervul ons die wet van die Here. En as ons nie daardie liefde in die hart het nie, kan ons nie vandag sê dat ons die geboortemerk van kind van God het nie. In Johannes 2 vers 9 sê hy wat sê dat hy
in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. God is altyd getrou. En hy het ons om mekaar kom toevertrou, sodat ons vir mekaar sal lief wees. En ons het een van twee keuses. Ons kan die duisternis toelaat om te heers in ons harte. En baie keer doen ons. En ons laat toe dat die vlees heers. En dan sê ons dinge en ons doen dinge wat ons nie moet doen nie. Maar op die eind van die dag, moet die liefde van God wat in ons harte uitgestort is, moet heers. 1 Johannes 3 vers 14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. So die bewys, die geboortemerk van 'n kind van God, is 'n liefde vir mekaar. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Daardie begeerte na gemeenskap, daardie begeerte na saam wees, saam bid, daardie begeerte om saam te ywer, saam te dien, saam te werk, saam te wees vir die eer en die teenwoordigheid van die Here. Daardie kommer vir mekaar. Daardie begeerte om reg te wees met mekaar. En as ek en jy waarlik gered is, sal hierdie geboortemerk van sy liefde in ons harte uitgestort word. 'n Spesifieke tyd, 'n lewe wat verander is met 'n geestelike ontwaking, lief vir die woord, lief vir mekaar, maar ook lief vir siele. Lief vir die soekende wêreld daar buitekant wat stikkend en seer is. Lief om mense te bereik met die ware woord van God. Lief daarvoor om die waarheid van die woord vir mense te kan voorhou en mense te kan dring en sê maar kom en te pleit en te soebat. Maar ons is baie maal so tevrede om maar net aan te gaan. Ag, in een diens op 'n Sondag is vir ons genoeg en een boodskapie so deur die week is vir ons genoeg en nou en dan 'n bietjie Bybel oopmaak en lees is vir ons genoeg. Kan ons reg? Het ek hierdie ingesteldheid in my lewe om die vrede van God te soek? Het ek hierdie ingesteldheid in my lewe om te werk vir die eer van die Here en die doel wat God my voorgeroep het? Hierdie geestelike ingesteldheid bring vir my daardie vrede wat sigbaar word in my lewe. Dit bring vir my daardie wandel met hom wat ek dag vir dag met hom behoort te wandel. Daardie gemeenskap met die heilige van Israel, daardie gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So is jy op hierdie geestelike ingesteldheid, 'n aptyd vir die geestelike. En dan die laaste ene, 'n geboortemerk wat in jou en my hart behoort te wees, en ons siele behoort te wees, is getransformeerde harte. Wanneer God 'n hart van klip kom verander, en het 'n hart van vlees kom maak, oortuigbaar, veranderlik, ingestel, gehoorsaam om te wil en nie my eie wil nie. Hierdie hartsverandering werk in my om te wil. Hierdie hartsverandering is daardie hart wat nuut gemaak is, met 'n nuwe oordeelkundigheid, met 'n nuwe liefde en 'n nuwe denke, met 'n nuwe sekerheid en 'n nuwe ingesteldheid. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Ja, ons is baie keer deurdronge van baie goed, julle. Ons is waarlik van een gees deurdronge. Want wanneer ons harte so ingestel is, dan sal dit sigbaar wees in ons lewens. Dis die geboortemerk in 'n kind van God se lewe. Ons harte sal verander wees. Efesiërs 4 vers 30 sê ons sal nie die Heilige Gees meer bedroef nie. Romeine 5 vers 5 sê die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hoe kan God sy liefde in ons harte uitstort en dit verander nie my hart nie? En nou weer eens sê ek het vir die hoeveelste keer van hierdie kansel af. Dan wys 10 vingers terug na my toe. En dan besef ek, joh Here, hoeveel keer het ek U teleurgestel? Hoeveel keer het ek
verkeerd opgetree? Hoeveel keer het ek verkeerd gepraat, verkeerd gesê, verkeerd gedoen? En dan dank ek die Here dat hy genade bewys, om 'n woord te bring en te herinner. Die bewys van wedergeboorte is as my hart getransformeer word. Ja, dis 'n nuwe leefstyl van reinheid. Dis 'n nuwe leefstyl van vrugbaarheid. Dis 'n nuwe leefstyl van oortuigbaarheid, waarin ek aanhoudend wegdraai van die bose. 'n Hart waarin God werksaam is. 'n gebraakte land wat omgeploeg is en omgedolwe is. Daardie hart wat gereed is om die vrug te kan dra, wat God wil kom saai. Daardie hart waarin God besig kan wees as die landbouer van die hemel. En dan dink ek, as hy die landbouer van die hemel moet wees, met groot respek gesê, dan moet daar hemelse vrug in my hart wees. Hoe lyk dit vandag? Nou, ek en jy kan vandag met mekaar baie lank praat, daar's baie ander dinge wat deel kan wees van hierdie vrug van bekering. Baie dinge wat kan deel wees en bewyse kan wees van die feit dat ek kind van God is. Maar dis die dinge wat uit hierdie gedeelte vir my uitgestaan het. En dis dalk al wat die Here vanmôre vir ons wil kom wys. Gaan doen 'n bietjie studie op die eie tyd. Vertrou die Here om vir jou te kom wys, wat is die vrug van bekering? Daardie onderskeidingsvermoë, daardie gewilligheid, daardie getrouheid, gehoorsaamheid, sodat ek en jy deel kan wees van daardie kudde, vir wie God kan uitken op die dag van besoeking. Is die merk van wedergeboorte sigbaar in jou lewe. Ek sien hierdie prentjie in die week en het my so getref. I never understood why God would leave the 99 until I was the one. En dan dank ek die Here vandag, dat hy aanhoudend steeds met elkeen van ons bemoeienis maak. En op 'n môre soos vanmôre kom en vir ons vra, is jy seker? So mag die Here jou help. As jy die een is, laat hom toe. Kom ons buig ons harte en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons hier saam kan wees rondom u woord. Dat u deur die Gees met ons ontmoet en kom praat, Here. Here, en terwyl ons hier besig is hulle besig om reg te maak vir 'n uitreik by Wilmer. Is hulle besig om reg te maak vir die groot gebeurtenis wat daar moet plaasvind. En Here, terwyl ons afhanklik is om van u te hoor, reik ons harte vanmôre uit ook na hulle toe aan daardie kant. So Here, kom in ons midde. Maak ons bewus van u teenwoordigheid. Kom raak ons harte aan, Here. Ons het u so nodig. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam om die diens mee af te sluit, tot eer van die Here.
Liggaam aan my Heer, vul my nou met krag en liefde son, en seën op my neer. Alles offering, alles offering, alles aan my dierbare land, alles offering. Word vandag stil voor die Here, soek die aangesig van die Here, kom vanaand weer saam, en kom ons buig ons harte weer voor die Here. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede as jy daardie vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teere opsoekende gemeenskap van sy Gees, wees en bly met die elkeen, tot hy ons kom haal. Amen.